Dink groot. Dis waaroor ons praat. Dis reeds die tweede aanbieding in hierdie reeks, en ek weet, jy wil graag hierdie notas hê, jy kan vir my die woorde WhatsApp, dink groot, notas, en dan weet ek om dit vir jou aan te stuur. Ja, wat is die verskil tussen waar jy is en waarheen jy op pad is, en waar God jou wil hê? Die verskil is nie jou hulpbronne, jou IQ, jou geld, of jou geleerdheid, glad nie. Die verskil is, wat dink jy? Jy is die som totaal van jou denke. Dit wat jy dink, dis wat jy is. As jy dink jy gaan verloor, dan is jy waarskynlik reg, want 'n mens is net dit wat hy dink. Wees versigtig wat jy dink, sê Spreuke 4:23, want jou denke kan jou lewe ingrypend verander, positief en negatief natuurlik. Onthou jy wat ons verlede keer gesê het? If you can see it, you can have it. But first, you must see it. You must see it. Roep die dinge wat nie bestaan nie. Eers in jou gedagtes, in jou hart, glo dit. Probeer groot dinge vir God en verwag groot dinge van God. Ja, dis waaroor ons verlede keer gepraat het. En ons het ook gepraat oor die dinge wat keer. Laat mense groot dink. Wat verhinder dit dat mense groot dink? Wel, een van die dinge wat verhinder, waaroor ons in hierdie aanbieding gaan praat met jou, en onthou om vir my die boodskap te stuur, dink groot vir hierdie gratis WhatsApp wat ek vir jou terugstuur op joune. Een van die dinge wat mense keer, is natuurlik hulle woorde. Mense woorde bevestig jou beperkinge, as jy dit wil so toelaat, of jou woorde sal jou grense verskuif. Dis waarom daar die skrif in Jesaja sê, sing barren woman, hy sê sing barren woman, fill the air with a song, you who've never experienced childbirth. Jy moet die atmosfeer vul met jou lied, omdat jou hart vol van 'n lied is vol positiwiteit, want God gaan jou grense verskuif, maar jou woorde moet jou grense bevestig, laat dit nog weier is. Wat sê Job 22:28? Hy sê, besluit jy iets, dan kom dit tot stand. Besluit is mos eers hier in die hart. Dit is mos 'n gedagte, en dan word 'n besluit mos 'n aksie. Besluit jy iets, dan kom dit tot stand, en oor jou weë skyn 'n lig. Dis al 'n sterk vers. Die Amplified sê dit eintlik baie mooi. Hy sê, you will also decide and decree a thing. Soos wat is dit wat mense verhinder om groot te dink, is maar hulle woorde wat hulle beperk. Hulle het so groot geword, of 'n slagspreuk wat sê tussen die boom en die bas, is al 'n vuil, amper sê ek 'n vieslike slagspreuk daardie. Jy moet sê, dit gaan fantasties, spreek lewe. Dood en lewe is in die mag van jou tong, en dit is wat mense se gedagtes definieer, is wat hulle sê, besluit jy iets, kom dit tot stand. Die Amplified, you will also decide and decree a thing, and it will be established for you, and the light of God's favor will shine upon your ways. Ek verklaar dit, lewe. Mense sê, ag, ons ou kerkiekie. Hulle sê die area, die finansies van die mense in ons area, pastoor. Nee, Sisa, Mona Lisa. Of mense sê net, mense is van vandag stel nie. Nee, spreek lewe. Ek het al gehoor dat predikers sê van hulle gemeentes praat. Nee, sê eerder van jou gemeente, ek het die beste gemeente in die land, of in die wêreld liewerster. En dit sal so wees. Dit sal so wees, wat jy sê sal jy hê. Partykeer is die rede hoekom mense nie groot dink nie, is omdat hulle eenvoudig net nie blootgestel is aan groter denke nie. Hulle het nooit 'n groter visioen aan blootgestel nie. As jy nooit groei gesien het nie, dan sal jy seker nie weet van groei nie. 'n Mens kan seker nie aan iets dink wat jy nie van weet nie. En as jy nooit in 'n geseënde lewingsomstandighede was nie, wys my jou vriende en ek wys jou dikwels wie jy is. Die mense met wie jy meng. As jy 'n prediker is, meng jou met geseënde mense ook, met ander predikers. Besoek gemeentes. Ek weet die volgende stelling wat ek maak kan dalk kontroversieel wees,
Maar vir my is dit 'n waarheid, 'n onbetwisbare revelation tipe van waarheid. Ek het so groot geword en daarom is dit nie kontroversieel in my oë nie. Dit is 'n feit. Ek kom agter dat selfs predikers, wanneer hulle op vakansie is, nie kerk toe gaan nie. Dis waar hulle self in die voet skiet. Dis waar hulle self tekort doen, want hulle word nie blootgestel aan ander denke nie. Ek besoek baie gemeentes, baie kerke. Wanneer ek die geleentheid het, of wanneer ek iewers is, gaan besoek ek 'n gemeente. Hulle weet nie eens altyd ek gaan soontoe nie, want dit is nie nodig nie. Ek is daar om te sien hoe ander mense dit doen. Ek probeer konferensies bywoon. Ek probeer spesiale dienste bywoon, selfs in die dorp waarin ek is. Ek sien ander mense hoe hulle sien, ek hoor hoe ander mense hoor, en selfs met die tegnologie wat in ons hand is, kan jy aanlyn konferensies bywoon. Is natuurlik nou nie dieselfde as in fisiese nie. Stel jouself bloot aan leiers, stel jouself bloot aan konferensies, aan kerkdienste, aan mense wat groot dink, en jy sal agterkom, jy begin groter dink. Waarom is daar mense wat nie groot dink nie? Wel, dit is vrese, dit is miskien hulle omstandighede, hulle word dikteer nie deur die woord nie. Hoekom is daar mense wat nie groot dink nie? Hulle is net besig om hulle lewe in stand te hou. Nee, dink buite die boks. Dink 'n bietjie groter. Ek praat met jou oor dink groot, want jy is dit wat jy dink jy is. Want jy gaan daar uitkom. Maar as jy dink jy's 'n sukkelaar, tog. Hoe moet jy hierdie negatiewe denke oorkom? Is eintlik baie eenvoudig. Die beginsel daarvan is eintlik baie maklik, en dit is in jou Bybel opgeteken in Romeine 12 vers 2. Hy sê, do not be shaped. Hy sê in die Afrikaans, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Kan ek dit vir jou weer sê? Romeine 12 vers 2, en onthou die notas gratis vir jou, as jy vir my 'n WhatsApp stuur. Romeine 12:2, do not be shaped by this world. Wat sê hierdie wêreld? Wêreld sê die ekonomie is af. Moenie jou kop daardeur laat shape nie. Wat sê die wêreld, die omgewing? Dis maar donker vir kom ons sê maar vir die Afrikaners in Suid-Afrika. Jy's besig om jou te laat shape deur 'n denke wêreld. Weet jy, as hulle sê af, dan sê ons boontoe. As hulle neerslagtig is, dan sê ons, come on. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in this city, in this country, in this marriage, in this family. Do not be shaped into a mold by this world, said the Amplified. Instead be changed with a new way of thinking. Soos nou, die vraag is, hoe gaan ek my denke positief kry? Hy sê, be changed, change the way you think, the renewal of your mind. Soos ek moet my gedagtes verander, en hoe gaan ek my gedagtes verander? Ek moet meer in die teenwoordigheid van God kom. Besoek kerkdienste. Ek het dit nie so seer teen mense wat vir berading gaan nie, en dalk 'n bietjie. Maar ek het dit teen mense wat vir berading gaan en nooit God se teenwoordigheid opsoek nie. Dis hoekom hulle vir berading konstant sal moet gaan en nooit hulle self sal kan help nie, omdat hulle nie God se teenwoordigheid opsoek nie. Gaan kerk toe, aanbid God, loof hom, prys hom, kom in sy teenwoordigheid en jou gedagte wêreld sal verander. Jy kan nie dieselfde bly as jy in God se teenwoordigheid gekom het nie. Jy kan net eenvoudig nie. Die Bybel sê word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Vernuwe jou gemoed. Die woord, jy kan nie dieselfde bly as jy die woord in jou hart gesaai het nie. Ek kyk na ons Swartland omgewing waar ons woon. Die naam van die Swartland kom eintlik van 'n renosterbos wat sekere seisoene as dit droog is, dan is die omgewing pikswart vanweë die renosterbos. Dis waar die woord Swartland vandaan kom. Maar in die volgende seisoen is die wêreld grasgroen van die koringlande. Dit voel jy kan dit eet. Dis graslowergroen. Weet jy, liewe vriende, as jy saad in die grond gaan saai, dan raak dit in ons omgewing lowergroen. Het is groen so ver as wat jou oog kan sien. As jy die saad van die woord in jou hart gaan saai, as jy kerkdienste gaan bywoon, as jy konferensies gaan soek, ek soek hulle. Daar's baie weke waar ek
Heel wat dienste bywoon, daar is net sulke weke, want ek word gevoed deur die woord van God. Hoe dink jy kry mens dit reg om positief te wees? Hoe dink jy kry mens dit reg om vooruit te kan gaan? Om positief te dink. Niks anders is die woord van God wat in jou lewe geplaas is, maar jy moet jou posisioneer. Jy moet jou op 'n plek sit waar jy kan kom om groter te dink. Word verander deur die vernuwing van jou gemoed, the renewal of your mind, the renewing of your mind. Then you will be able to decide, to test, and to prove what God wants for you. Jy gaan eers God se doel in jou lewe agterkom, God se visioen vir jou lewe, as jy in sy teenwoordigheid kom, en toelaat om jou te laat beïnvloed deur die woord van God. Onthou, God is groter as jou omstandighede. Say it with me, God is bigger, better, God is bigger, sê 'n bietjie saam met my, jou roeping is groter as wat jy gedink het, the ambition is bigger, die bedieningsveld is groter as wat jy tans ervaar, jou toekoms is groter as wat jou ouers gesê het, of wat jou maats gesê het, of wat jou onderwyser gesê het, dis groter. Kan ek vir onderwyser sê, asseblief droom groot, kan ek vir prediker sê, asseblief droom groot, kan ek vir besigheidsmanne sê, asseblief droom groot, as jy 'n siel voor jou sien, moenie 'n 0 sien nie, moenie 'n 1 sien nie, moenie 'n 2 sien nie, sien 'n 10, of sien dit 'n voluit, sien 'n 10, want Jesus is die 1 en daai persoon is die 0 en saam is hulle 'n 10. Prys die Here. As jy by 'n besigheidstransaksie is, moenie 'n 0 sien nie, want negativiteit, sisa. Herstel die honger in jou lewe. In die natuur is dit so, hoe meer jy eet, hoe voller is jy en hoe minder wil jy eet, en jy sê eintlik vir jouself, as jy nou genoeg geëet het, of genoeg water gedrink het, dan sê jy vir jouself, jy kan nie meer nie, jy wil hierdie week nie, of jy gaan hierdie dag nie weer eet, jy gaan nie eens môre eet nie, sê jy vir jouself, maar môre is jy maar weer honger. En so in die geeswêreld is dit anderster, hoe meer jy eet, hoe meer wil jy hê, hoe meer jy van die woord inneem, hoe meer wil jy hê. Mens kry nie mense wat heeltyd daaronder is, hulle kom vir berading, ek het nie teen berading nie asseblief, maar ek het agtergekom, die mense wat getrou in my kerk is, wat elke dinsdag is, hulle kom net nooit vir berading nie. Nou en dan, wat mens verstaan is, almal moet bereid wees om onsself in 'n posisie te plaas vir berading, of om in ons lewe inspraak te hê, ja, 1000-mal ja, maar weet jy, die mense wat getrou is en wat aktief is, dis asof hulle floreer, want hulle dit nie, is asof hulle dit nie nodig het nie. Asof hulle dit nie nodig het nie, en jy sien ook, maar kyk waar gaan die persoon, maar hulle het net 'n smile op hulle gesig, want hulle is by die kerk, hulle is by die dienste, hulle is in konferensies, hulle woon funksies by, ek haal my hoed vir party mense af, hulle floreer. Herstel die honger in jou lewe, ontmoetings met God, en dan, kry 'n visie. Hoe kry 'n mens 'n visie? Deur in God se teenwoordigheid te wees. Ek praat met jou oor, dink groot. Dis eenvoudig die tema, dink groot, kry 'n visie, kry 'n woord van die Here. Job, hoofstuk 8 vers 7, sê dit so in die Afrikaans. Hy sê, dan sal jou begin gering wees, maar jou einde baie groot. Kry ten minste die visie in jou hart. Kry ten minste die gedagte dat daar groter dinge vir jou in store is. Greater things. Job 8 vers 7, dan sal jou begin gering wees, maar jou einde baie groot. Die engel sê dit so, although your former state was ordinary, kom, sê dit vir jouself. Sê vir jouself, although your former state was ordinary, your future will be extraordinary. Kom ek lees vir jou 'n bietjie wat sê die Bybel daar in die woord van die Here daar in Korintiërs. 2 Korintiërs 9 vers 8. Ek wil dit baie graag vir jou lees in die Afrikaans. 2 Korintiërs 9 vers 8. Nou in die kerk sal ons gesê het, is jy al daar, maar kom ek lees dit vir jou. Ek weet die konteks hiervan is wanneer 'n mens in die koninkryk gesaai het, maar ons moet altyd hierdie positiewe gesindheid in elk geval hê. Hy sê, en God het mag om alle genade, all types of grace that you need.
As dit genade is op die pad, as dit genade is in jou besigheid, as dit genade is in jou familie, as dit genade is met jou drome, God het die vermoë. God is able. God het die mag om alle genade oorvloedig oor jou te laat wees, sodat jy altyd in alle opsigte volop kan hê, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. God wil hê, jy moet in alles tot alles in staat hê, soos kry 'n visie, en maak jou visie groter as wat jou vermoë is, want as jou visie te klein is, ek meen dan behaag dit nie God nie. Dit gee nie eer aan God nie. Die Engels sê in die NIV, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. In every good work, you will abound. Jy gaan nie skaam wees nie. Jy gaan nie teleurgesteld wees oor jou lewe nie. Jy gaan nooit terugkyk in jou lewe nie. Nou ja, soos ek gesê het, ek kan nie wag vir jou WhatsApp, vir jou boodskap nie. Vriende, wat staan jou nou te doen? Die eerste stap na 'n groot visie is om te weet wat jy wil hê. Jy moet net weet wat jy wil hê. Knowing what you want. En as jy eers weet wat jy wil hê, dan is jy op die regte pad. Soos ek net nou maar gesê het, verander net jou taal. Verander net jou taal, begin jou taal te verander. Posisioneer jou in die kerk, sit jouself tussen gelowiges. Verander jou taal. Party mense sê, ag, ons is maar ou klein. Party mense sê, dit groei nie eintlik nie. As jy dit dink, verander jou denke. En soos ek reeds gesê het, wil ek dit net gou weer saamvat. As jy jou denke beginne verander het, posisioneer jou tussen mense wat positief praat. As jy tussen die negatiewe ouens is, dan moet jy daar wees vir 'n oomblik en dit hou het maar kort en probeer 'n bietjie positiwiteit daar saai en dan sit jy jou ook tussen positiewe mense wat groter dink as jy en groter is as jy in jou oë, by wie jy kan leer. En wanneer jy daar gaan sit, komplimenteer hulle, saai positiewe saad in hulle lewe. En omdat jy jouself tussen netwerke sit, tussen konferensie, tussen leiers, is jy besig om jouself bloot te stel aan heerlikhede en jy breek die beperkinge wat op jou lewe is. En dan begin jy klein stappies te neem. Jy begin uit te reik, jy gooi 'n advertensie uit, jy begin gee 'n traktaatjie uit. Party mense sê hulle kan nie praat nie. Ek het iemand in die gemeente wat vir my sê, pastoor, ek kan nie voor mense bid nie. Ek kan nie hardop bid nie. Daai mens bid al so hardop. Want ek het hom stukkie vir stukkie bloot. Ek sal miskien sê, broer, bid vir ons net een sin asseblief. Ek wil hê jy vir ons een sin bid. Nou bid die man al lank hardop in die kerk. Dis 'n man wat gesê het, hy kan nie bid nie. Wat hy nie weet nie, is, hy gaan nou begin 'n preek ook, en hy begin al te praat in die kerk ook. As 'n kans gee vir 'n getuienis, wanneer is in klein groep is, dan is dit 'n man wat begin praat. Jy kan. Ek kan alles doen, want die skrif sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Begin dan nou om iets kleins te doen, 'n een sin gebed hardop in die kerk, 'n traktaat wat jy vir iemand gee. Begin om jou hand op iemand se skouer te sit iewers en sê, mag ek maar vir jou bid? En dan sal die ou sê, ja, sê, okay, ek gaan vir jou bid. Volgende keer sê, mag ek maar vir jou bid? En jy bid eens in, Here, seën hierdie man. En so begin jy met klein tree. Volgende keer, wanneer jy vir hom bid, wys die Here jou 'n prentjie van iets. Kom ons sê nou maar van 'n reënmeter, en jy sien die reënmeter leeg, en jy sien hoe word hy vol, en dan kan jy vir hom sê, God gaan die reën oor jou laat giet, totdat jy vol is. God het 'n plan met jou lewe, en so gaan jy die een tree na die ander tree gee, en die salwing gaan deur jou begin vloei, op 'n mate wat jy nog nooit gesien of gehoor het, want God het 'n plan met jou lewe. Dink groot, and God is able to do super abundantly, far above what you can pray or think. En dit staan in jou Bybel in Efesiërs hoofstuk 3 vers 20. Ek kan nie wag om volgende keer verder met jou te praat oor hierdie
kosbare goddelike woord, wat sê, bewaak jou hart meer as alles, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Wat sê dit? Wees versigtig wat jy dink hier binne. Sit net positiewe gedagtes hier. Ek seën jou, en ek kan nie wag vir jou WhatsApp wat sê, dink groot nie, en dan, omdat jy groot dink, is ek seker, baie van julle sê, ek is gereed om in te skryf, maar as jy nie gereed is nie, maak jou gedagtes weier, en dan skryf jy in by my Bybel Universiteit, en ek sê vir jou, wanneer die volgende inskrywings is, stuur vir my die boodskap, die woorde, stuur vir my inligtingsblad, en ek stuur vir jou die inligting oor ons Bybel Universiteit. Ek is so opgewonde daaroor, want ons rus mense toe vir die koninkryk van God, om nie net hoorders te wees nie, maar daders, om evangeliste te word, pastore, predikers, selfs beraders. Mag God jou ryklik seën en jou na die volgende vlak in jou bediening vat. Ek kan nie wag om van jou te hoor nie, en dankie vir elkeen wat vir my die boodskap ondersteun stuur, want sodoende vat jy word 'n medewerker in die koninkryk, en ek stuur vir jou ons bankbesonderhede as jy ondersteun stuur. As jy sê, think big, of dink groot, dan stuur ek vir jou my notas gratis, en as jy vir my stuur inligtingsblad, dan stuur ek vir jou die inligting van ons Bybel Sleutel Universiteit. Tot volgende keer. Love you all. Dink groot. Bye.